Dit moes 'n vieslike vuil grap gewees het. Wat moes? Dit waaroor julle 2 dae deur onder in die tuin gestaan en lag het. Dit was 'n skoon grap, ma. Nou maar deel dit met ons, dat ek en Blapsie ook kan lag. Liewer nie. Sien, ek was reg. Ja, okay, Molly, jy's altyd reg. Skaam jy jou nie? Wat 'n soort pa vertel skurwe grappe vir sy seun? Dit was Faitjie wat daai varkerige grap vir my vertel het. Wat 'n soort seun? Vertel vir sy pa varkerige grappe, hm? Ag, shut up jy. Shut up jy. Shut up jy. Hey, shut up julle albei. Toe forse julle. Al wat ek wil sê is dat hierdie pap koud, slijmerig en onsmaaklik is. Want ek moet julle soebat om tafel toe te kom. Too bad, julle maar net eet soos dit is. Ek weier. Pa, die pap was warm toe maar dit neergesit het. Dan moes sy my onmiddellik geroep het. Gaan maak dit warm in die microwave. Dit is jou werk. Soek jy vir my? Die manne by my werk sê al lankal dat ek nie streng genoeg is by my huis nie en dat ek nie moet toelaat dat jy so op my kop sit nie. Ek dink nie pa moet na pa se kollegas se huweliksraad luister nie. Ek weet nie, dalk is hulle reg. Wat dink jy? Ek dink ek moet liewerste net shut up. Blapsie? Ek dink ons moet oor iets anders praat. Molly? Sê jy liewer vir daai gomgatte by jou werk. Hulle moet hulle opinies vir hulle self hou. Jy het nie 'n baie goeie opinie oor my werk nie, né? Ek dink pa en ma moet dit liewer net hier stop. Ek kan sien waar dit weer gaan eindig. Waar? Wil pa vanaand in die spaarkamer slaap? Ja, vra hom. Dalk is dit tyd dat julle ma bietjie in daai spaarkamer slaap. Soek jy hierdie koue, slap, slijmerige pap oor jou kop? Mamma, jy's fyngevoelig vanoggend. Jy krap waar dit nie juk nie. Ek gee op. Wat doen 'n mens met sulke ouers? Waar het ons verkeerd gegaan? Hoor jy hoe praat die kinders van ons? Ja, okay, maar eintlik neem ek hulle nie kwaadlik nie. Ons moet role models wees vir hulle. En kyk hoe gaan ons twee te kere. Jy het eers te begin. Okay, dan sal ek die minste wees en eerste ophou. Sal ek ook maar die minste wees en jou verdomde pap gaan warm maak? Nee, moenie, ek is nie eintlik honger vanoggend. Wat is dit? Voel jy nie lekker nie, ja? Ja, ek voel eintlik 'n bietjie senuweeagtig. Waarom is jy senuweeagtig? Hoofkantoor stuur vandag die ouditeure dan na ons. En nou daar's ouens wat kan krap waar dit nie juk nie. Is daar iets fout by pa se taak? Nee. Maar ouditeur het mos maar die gewoonte om jou soos 'n krimineel te laat voel. Is jy doodseker alles is in orde by julle tak? Natuurlik. Arme Shermanay verwys se senuwees is klaar, want sy doen vandag haar praktiese multicolor highlights eksamen. Dis haar, want sy het dit die eerste keer gepluk. So what? Ek het standaard 8 die eerste keer gepluk. Ja, ons weet. Ja, my ma het my so helse pak slaag gegee. Ek moes vir 'n week op 'n kussing sit. Wie's nou daar by ons hek? Dis ouma? Isagie, wat soek jou ma hier hierdie tyd van die oggend? Ek weet nie. Dit kan net slegte nuus wees. Of moeilikheid. Daar's my flop en senuwees nou, po. Wat sê sy? Ouma en pa het onmiddellik opgehou praat toe ek haar TV gaan gee. Daai vrou sê nog vir my 'n flop en nervous breakdown gee. Dit is presies so iets wat ma sal trigger om weer te begin drink. Is dit wat ons wil hê? Moet jou asseblief nie slim hou nie. Dit is nie wat ek van plan was om te sê nie. Regtig nie. Okay, ek het miskien aangeflop en dink, maar nou is ek nie meer lus om dit te sê. Ma moenie meer toelaat dat ouma ma so omkrap nie. Kan dit nie help nie. Dis asof ek allergies is, vra. Ek het weer ouma se foto in die sitkamer teen die muur gaan ophang, okay? Ja. Ek het regtig gedink jou ouma sal ons nie meer pla as sy by huis lelie vang tussen mense van haar eie ouderdom is nie. Maar ouma het gesê sy is nog heeltemal te jonk om in 'n ouer huis te wees. Wat is tyd dat jou ouma bedaar en besef sy is al flop en lankal verby haarself by tyd. Ai, mamma kan partykeer baie snaaks wees. Kom ons ry. Ons het nog tee wil hê en dit per ongeluk rotte gifte aangooi. Toe. Ma het vandag een af geweet. Daai woonstel en die verband is in my naam. Ja, maar ek wil dit nou verander en in my eie naam sit. Hoekom? Ek soek my eie finansiële vryheid.
Ek is jou ma, I love you nou, en ek sê nou vir jou, om daai verdomde woonstel en die verband in my naam te sit. Wil maar hierdie woonstel ook gaan wegdobbel. Is jy laf? Ek sê mos ek soek net my eie finansiële vryheid. Ek is miskien nie die bruidste spaak in die pakkie spaakpluks nie. Maar alles bly net so in my naam, maar weet ek maar te dak oor ma se kop, finies en klaar. Jy weet, jy kan partykeer net so harde gat wees soos jou pa. Met ma moet mens so wees. Jou pa se pensioen is ook so treurig. Ek kan nie eers by die banke ou persoonlike leningkie kry nie. Het maar wragtig by die bank gaan aansoek doen vir 'n lening. Dis my besigheid, dit het niks met jou te doen nie. Vir wat wil ma nou op ma se ouderdom gaan skuld maak? Hulle sê hulle sal die lening toestaan as jy borg teken. Dis die minste wat jy vir jou ma kan doen. Wat dink ma van my? Jy's al klaar so teleurstelling vir my. Wil jy wragtig my weer teleurstel en weier om borg te teken? Ek sal eers met Molly hieroor moet praat. Daai ronde vroutjie sit so op jou kop. Ek sweer jy met haar toestemming vra om Levy toe te gaan. Dat ek liewer ry. Ek het nie eintlik tyd om nou met ma oor geld te praat nie. Sê liewer jy wil nie. Ja, oké, ek wil nie. Is jou werk nou ewe skielik belangriker as jou eie ma? Dit is nie wat ek gesê het nie. Hierdie steekpyn in my bors raak deesdae al hoe erger, maar ek is nie eintlik iemand wat ooit kla oor pyn nie. Wat se steekpyn? Ag toe maar, vergeet dat ek dit genoem het. Ek dink nie dit is iets kwaadaardigs nie. Moet asseblief nie oor my worry nie. Dit is presies wat ma my nou laat doen het. Ek laat jou niks doen nie. Moenie my blameer vir enige skuldgevoelens wat jy langs my oop graf gaan hê nie. Huh? Wat se oop graf? Gaan werk. Jou werk is vreeslik belangrik. Ek is maar net jou ma en dis niks. Nou laat ma my sleg voel. Maar ek kan nie volgende laat wees nie. Die ouditeure kom na my werk toe. Teken dan net gou hier van jou ma. En dan kan jy ry. Teken daar. Al wat jy kan doen is om Chamonix te troos en vir haar te sê om maar weer te probeer. Sy moet daai flippin multicolor highlights module slaag voordat sy haar kursus kan slaag. Hoekom? Ek weet nie. Dit is seker soos ek wat my krye en speserye module moet slaag voordat ek my kursus kan slaag. Shame. Ek verstaan nie hoekom sy so depressief is en nie kan ophou huil nie. Ek is sommer lus en gaan gee daai arrogante hairdressing lektor wat haar weer gepluk het 'n slotklap. Ek verstaan hoe jy voel, maar hoor net eers per Chamonix of sy wil hê jy moet iets so drasties doen. Ek sal vra. My probleem is ek is moeg vir studeer, eksamens en harregat lektore. Ek is ook gatvol vir studeer. Ek kan nie wag vir die jaar verby is nie. Ek is reg om te begin werk. Om elke dag van 8 tot 5 te werk met 1 vakansie 'n jaar. Ja, okay, dis seker nie so hard nie. Maar mens kry aan die einde van elke maand darm 'n salaris. As jy 'n vaste werk kan kry, dis nie meer so maklik vir wit laaitjies soos ons nie. En dit maak my depressed. My ma maak my depressed. Moet asseblief nou nie weer daaroor begin huil nie. Jou ma is nou preggies en daar's niks wat haar omtrent gedoen kan word nie. Dis nie my ma se swangerskap wat my depress nie. Dis die feit dat sy met daai mislike bliksem gaan trou. Ek weier om ooit vir hom pa te sê. Jy hoef nie, hy's nie jou pa nie. Ja, maar hy gaan my oulike klein boetiekie of sissietjie se pa wees. Ek reken jy gaan nog baie lief word vir daai kleintjie. Ek dink ook so. Ek kry sommer so 'n warm gevoel hier in my bors as ek aan die baba dink. Dan raak ek sommer tranerig. Ag nee, hel. Chamonix huil so, ek kan nie eers met haar praat oor 'n telefoon nie en nou wil jy ook kom grens in my kamer. Dis trane van blydskap. Gaan stoor dit dan liewerste by Blapsie. Ek het 'n eksamen om voor te swat. OK, ek sal waai. Partykeer kan jy so gevoelloos wees. En nou, meneer Van Rooyen, hoe lyk dit vir my asof jy gehuil het?
Net so bietjie. Oor my nuwe boetie of sissietjie. Hoekom? Is daar iets fout? Nee, dis trane van blydskap. Maar jou dikgatbroer kan dit nie verstaan nie. Ag, hy is steeds op sy eie planeet. Vandat hy met daai Charbonnet sled mekaar is. Shame. Hoor sy het haar color perming prakties of so iets weer gepluk. Multicolored highlights eksamen. Ja, hoe moeilik kan dit wees? Baie moeilik. Daai pynlike Tony van Hair by Tony is die lektor en hy blik almal. Is hy moetswillig? Ja, verskriklik. Hy sê hy is geskok in die standaard van ons opleiding en hy gaan nou iets omtrent doen. Iemand moet net daai Tony 'n taai klap gaan gee. Dit is hairdressing studente waarvan jy praat? Wie van hulle sal dit waag om so iets te doen? Of miskien nie een van julle studente nie. Ek weet van 'n sekere kookskoolstudent wat met so klein bietjie aanmoediging daai Tony 'n klap sal gee dat die snot spat. Dik gat. Hy is so ontstel oor Charbonnet, hy is op breekpunt. Hoe klink dit vir my jy worry ook oor daai klein tert, hè? Glad nie. Ek worry net oor jou. Is dit? Hoekom? Want ek het gevoelens vir jou. Jy's my rondborstige breinoog sekskait. Sê dit weer. Ja, sê dit weer en jy kry so 'n kopklap wat jou ore sal laat uit. Dis my antie is verskriklik streng. Ek is nie jou antie. Vat die pad. Die kind moet leer vir 'n eksamen, Kom nog antie maar altyd hier weg. want ek ken jou soort. Met jou soet woordjies in jou slaapkamer oë en woeps, waps, kaplaks en my kleinkind is in daai ander tyd. Haai nooit, ouma. Ek weet waarvan ek praat. Voetsek van Rooyen. Okay, antie. My blaps. Vergeet jy nou van daai loverboy en druk jou neus in daai boeke. Jou arme pa betaal deur sy ore en sy holiday vir jou duur beauty school. En as jy so sit met 'n donderwolk oor jou kop, Daar's groot probleme by my werk. het die ouditeure julle uitgevang. Ja, Ek tog dan jy sê julle het niks verkeerd gedoen by julle tak nie. daar's niks fout met ons boeke of ons geldsaake nie. Nee, die ouditeure het nou 'n nuwe ding waarna hulle kom kyk het. Wat 'n nuwe ding? Cyberloafing. Wat die hel is dit? Kan jy glo? Hulle het op ons komputerstelsel 'n soort klikbak-program wat vir hulle 'n printout gee van al ons aktiwiteite op die internet. Die sites wat jy besoek het, wat jy gedownload het, wat jy na gekyk het en vir hoe lank, alles. Maar wat's fout daarmee? Dis nie reg nie. Dit maak inbraak op my privaatheid. As jy by die werk op die interweb is. Nie net ek nie, Melvin en Neville Naidoo ook. Hulle twee eintlik baie meer as ek. Cyborg loafers. Dis cyberloafing in Afrikaans kuberleegleery. En is dit wat jy en jou kollegas by die werk gedoen het? Net as aan die customers is nie. Mens kan nie 'n nuwe battery in 'n kar sit en dan terselfdertyd na 'n skurwe video op YouTube kyk nie. Is dit? Ek weet nie jy het baie simpatie met my nie. Nee, ek het baie simpatie. Die flippende ouditeure is min gepla oor hoeveel discount Neville Naidoo vir sy familielede gegee het. Nee, hulle worry net oor daai skurwe Bollywood sites waarna hy gekyk het. En jy, waarna het jy gekyk? Die nuusmeesal, That Naked News. onder andere. Want ek het simpatie met jou nie. Raak jy nou net so streng soos daai ouditeure? By jou werk is jy veronderstel om te werk, nie floppen cyborg loafing te doen nie. Jou probleem is, jy verstaan nie die battery game nie. Daar's nog iets wat ek nie verstaan nie. Wat die hel soek jou ma nog hier? Waar's my ma? Spaarkamer lê en rus. Wag glo vir jou om sekere dokumente te onderteken. Sy het my amper vanoggend gevang. Ek gaan dit nie teken nie. Wat gaan jy nie teken? Borg vir haar persoonlike lening. Ekskuus. Nou, is 'n lang storie. Gemaak jy liewer klaar met ons kos en los my dat ek in vrede hier kan sit en sak. Nee, jou bliksem, moet jy gaan my nou eers alles vertel. Is dit verpligtend? Ja, praat jou interweb loafgat. Voor
moet daar weer vir my gesê word dat ek die koppies in my kamer opgaar. Dis nie ma se kamer nie, dis die spaarkamer. En ek is ook nie jou ma nie, moet my asseblief nie so noem nie. Ma kan maar môreoggend teruggaan na ma se plek toe. Wors gaan nie vir ma borg teken. Die klein klikbek kon ook nie sy bek hou nie. Ma, Wors is my man. Ons vertel vir mekaar alles. Alles? Ons het geen geheime vir mekaar nie. O nee. Is daar iets wat ma vir my wil sê? Ek het maar net gewonder of Wors weet dat jy by die werk 'n groter salaris as al die ander dental assistants kry. Hoe die hel weet ma dit? Mense praat, jong. As dit waar is, en ek sê nie dit is nie, is dit omdat ek die mees senior assistent daar is. Dit is waar, ek weet dit vir 'n feit. En ek weet ook dat jy niks in daai dokter Proctor se oë verkeerd kan doen nie en dat hy nie sy oë van jou borste af kan hou nie. Nou, praat maar die grootste bollie ooit. Methinks the lady does protest too much. Hæ? Ek sê die mense praat. Sit hy verdomde Marie by ontvangs. Ek sê niks, ek wonder net wat weet Wors. Ma, moet asseblief nie moeilikheid kom maak aan my huwelik nie. Maar weet hoe onredelik jaloers Wors kan wees. Okay. Teken jy dan vir my borg en ek shut up. Presies hoeveel wil ma hê? R5000. Om wat mee te maak? Finansiële vryheid. Weet ma hoe werk 'n persoonlike lening? Natuurlik. Die bank gee nou vir jou 'n klomp geld en jy betaal dit bietjies terug. Dan weet ma seker ook dat 'n persoonlike lening van R5000 plus rente kom neer op 'n terugbetaling van R11000. Ekskuus? As ma R5000 by die bank leen, betaal ma R11000 terug. Dit kan nie wees nie. Presies so dit is. Dis nie die bank wat vir ma R5000 gee. Dis ma wat vir die bank R6000 gee. En die bokkers het al klaar so baie geld. Hoe kan 'n pensioentrekker so inloop? Want sekere pensioentrekkers dink R5000 koop vir hulle finansiële vryheid om dit by die casino te gaan blaas. Dan beteken dit seker dat jy nie vir my gaan borg teken nie. Ek bly maar verstaan dit. Dan gaan ek maar inkruip. Nag, Molly. Nag ma. Waai dit op ons komputer en daai spyware is history. Thanks, waar het jy dit gekry? Tenis van Rooyen het dit vir my ge-email. Wat die hel is spyware? Daai klikback program wat alles vir die ouditeure uitklap. Hierdie program gaan dit 'n bietjie verander. Is dit nie onwettig nie? Nee, dit is baie agterbaks van hoofkantoor om op ons te spioneer. Presies, hoe gaan Tennis se program die spyware verander? Dit gaan net rapporteer dat daar geen cyberloafing in ons tak plaasvind nie. Maak nie saak of pa se werkskomputer die hele dag op die internet surf nie. Maar dit is oneerlik. Molly, jy verstaan nie hoe die battery game werk nie. Glo my, ek wil ook nie. Kan daai van Rooyen met sy komputer nie dalk sê byvoorbeeld in 'n bank se komputer rondkrap nie? Hoekom wil maar dit weet? Ag, ek is net nuuskierig. Ma, don't go there. Goeie genade, het jou strengheid geen perke nie. Waarvan praat julle? Niks. Eet jou kos. Het pa raak nie vir my 'n paar rand om te las nie. Ek wil vanmiddag my hare laat sny. Ja, okay. Waar gaan jy jou hare laat sny? Dalk by Hair by Tony. Miskien. Sharp nou daaroor. Okay. Sien net dat jy nou so vrygewig is, kan jy my nie dalk las vir 'n perm nie? Hoeveel kos dit? R5000. Vir 'n pam. En finansiële vryheid. Wat al het gebeur? Iemand kon net ten minste vir my gesê het dat daai flippin Tony 'n bronsmedalje gewen het vir boks in die Gay Olympics. Moet jy daarom 'n klap inkry? Ja, so, maar ook net die eerste een. En toe strip daai hairdresser sy moer ordentlik. Dit kan ek sien. Gelukkig gaan hy nie meer die eksamens doen by die beauty school nie. Moet jy hom geklap het. Nee,
Polly Ann het hom gistermiddag al gefire. Sy sê die kursus is juist so duur, want sy waarborg 'n 100% slaagsyfer. Is dit? Want betaal mens eintlik net vir mense kwalifikasie? Die beauty school is 'n besigheid. En as almal dryp, sink die besigheid. Ek wonder of universiteite ook so werk. Ek wonder nou self ook. En my college ook. Dalk is dit nie in ons belang om te diep aan sulke soort dinge te dink nie. Ons moenie slapende honde wakker maak nie. Mens moet ook nooit in 'n huispak 'n wyntjie los nie. Hoekom nie? Want hoe moet jy weet die ding gaan op die tweede vloer stop en 6 van die college se mooiste cherries gaan daar inklim? Kan sommer op jou gesig sien dinge was nie lekker by die werk nie. Dinge was oukei. Hy van Rooyen se program werk soos 'n droom, maar toe veroorsaak dit probleme tussen Melvin en Neville Naidu. Weet nie of ek dit wil hoor nie. Hulle sit vas omdat hulle nie vir mekaar beurte op die komputer wil gee nie. Miskien moes jy nie van Rooyen se program gelaai het nie. Seker nie. Maar dis Neville Naidu wat eers te begin het, toe hy vir Melvin sê, "You're such a tonsil." Dis nie so erg nie. Toe raak Melvin aggressief en hy sê vir hom, "Choose got a head like a sock, mango." Toe sê hulle aan mekaar. Dit was hier ook maar net so 'n bekleierige dag. Hier, Jou seun wou sy hare laat sny, maar toe gee die hairdresser hom 'n blou oog. En jou ma het hom een of ander onverklaarbare rede die bankbestuurder 'n helse kopklap gaan gee.